Goeiemôre graad 11. Ons gaan vandag kyk na vaste liggame wat ons laas jaar al behandel het. As ons nou kyk, ons is nou op werkkaart 64 as 'n linkerkant en 'n regterkant. En nou kyk na die linkerkant. Hy sê vir ons daarso die vooransig en opansig van 'n regte reëlmatige driehoekige prisma, snyvlak AA en 'n beginpunt O. So sien hierso onder op die werkkaart is die beginpunt O, en sy verder teken volgens skaal 1 tot 1, die gegewe vooraansig, die deursig, boaansig, 'n deursnee regteraansig toon alle nodige konstruksies, gee verborge besonderhede word verlang nie. Nou die eerste ding wat ons gaan nou doen, ons gaan kyk daarso, baie belangrik, wys hy vir my 45 grade, 46, so daai gaan 46, daai gaan 46 wees. En dan kyk ons daarso, dis 10 mm as jy kan onthou, nog 10 mm dan 43. Ons begin met hom. Eerste ding wat ek nou gaan doen, is vanaf daai punt, ek hom op hierdie papier gekry het, gaan ek hier eerste lyntjie teken daarso. En nou kan ek gaan, en wat is daai lengte daarso? Hy is 46. Nou wat ek nou gaan doen, op by lineaal 40, 46 meet ek af. Nou kan ek sommer dadelik begin. En dan trek ek sommer boog daai kant, trek ek 'n boog daai kant. En dan kan ek nou begin deur daai lyne in te trek. Onthou, hierdie is 'n prisma, hy is nie 'n piramide nie. Jy moet altyd kyk of wat is dit, 'n prisma of 'n piramide. Ek gaan nie elkeen vir julle vanaf die staanspoor af teken nie. Party gaan ek verwag, julle moet self kan teken tot op 'n punt. En dan sal ek hier verduidelik hoe om die aan aansigte te kry. Nou kan ons kyk mooi. Onthou, ek het vir julle daas jaar gewys, 10 en 10. En daar gee vir my met ander woorde. My volgende punt is 43 weg. En so kom van daar af van 43, 10, 20, 30, 40, 43 daar. Dus van by daai aansig daar. Dan kom hier teken. As daai lyn is 'n stippellyn. Nou hierdie moet jy 'n kant teken en vinnig teken. Nou kyk ons, daar gee vir my 'n mate van 12 en 'n punt daarso, so ek kan nou gaan ek afmeet. Ek werk eintlik baie lekkerder om hom so af te meet as enige ander metode. En hy is 12 van daar af tot daar. Nou vat ek nou, en trek ek kom daardeur. Nou gee vir my snitlyn. Daar kan ek sê A, en daar's A. Nou die eerste ding wat ek nou gaan doen, as ek nou so ver is, nou gaan ek begin kyk na die, hy sê vir my, dis eerste hoeks, en hy vra die gegewe vooraansig, die deursnee, boaansig, die deursnee, regteraansig. Kom ons kyk eers, kom ons gaan boaansig toe. Ek gaan nou net eenvoudig 1 punt tot beslag vat. En dan kan ek kyk. Ons om by X nou in hierdie sit.
kan ek nou begin met my punte wat ek gaan oordra. Onthou wat ek hier laas jaar gewys het, hierdie is daai lyn wat ek hier insit, is my matelyn. En daar kan ek sê byvoorbeeld vorm, dis x, y, x1, y1, en dan kan ek hierson sê, daar is 1, 2, 3, en dan kan ek hier die mates oordra. 1, en kyk ek daar soos lyn 1, en dra ek die mate oor, daar soos 1, nou gaan ek aan die volgende 1, 2 en 3 is dieselfde lengte. Nou daar is moet jy mooi gaan kyk, as ek van bo af gaan kyk, en ek gaan daai ding nou teken, dan sal ek sien daai lyntjie, ek gaan net eers liggies in teken, en daai lyntjie, en dan van bo af kyk, onthou kyk hier van bo af, dan gaan daai basis daar verborge wees. So daai stukkie daar is 'n verborge lyntjie. En ek sit hom met liggies in, want onthou ek sit nie by lyne in so nie. En daar is hy. Nou wat het ek nou nog nodig? Ek het nou die tweede basis nodig. Tweede basis, dood eenvoudig wat ek doen. Van daai punt af, weet ek daar is my eerste puntjie daar. En dan vat ek daai puntjie af daar, en dan van daai punt af, so toe. Nou weet ek moet hom regdeur van daar, en daai punt vat ek deur na 2 toe daar so dat ek hom klaar weer. En hy gaan totaal en al hard wees, want as ek van bo af sien, van bo af kyk, dan gaan ek hier julle basis sien. Sien daar sien ek haar hele basis. Nou, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die vraag gaan oor die snit. As ek nou mooi gaan kyk, as ek hierdie lyn hier naartoe dra, dan sien ek, hy sny om daar, en hy sny om daar. As ek daai lyn vat, sny om op die basis, reguit deur. Dis my twee snitte. Anderswoorde, as ek nou gaan kyk hierso, op die basis, reguit deur. En dan ook daar op die basis, reguit deur. Met ander woorde, daai hele punt daar. En as ek so kyk, daai punt bly oor, hierdie agterste punt, hierdie boose punt is weg, en nou kan ek daai ene gaan inteken. Daai punt is nog daar, so hierdie moet nog daar ingeteken word. Nou daar is my eerste snit. En hy moet van hier af nog ook daarna toe verbind. Daai is 'n snylyn. Hierdie stukkie is hierdie stuk wat ek hierso sien. Hy is die gedeelte van die snit nie, daar is die snit, daar is die snit. Nou kan ek gaan en ek kan hom net die asering insit. Ek gaan net vandag 'n groot asering doen. In hierdie geval vat ek sommer die lengte van die lyntjies. Net so lank, weet jy die groot ding van asering is, net so lank het eweredige lyne is. Ander woorde wat ek daarby bedoel, die spasie tussen die lyne moet dieselfde wees. Met ander woorde moet netjies lyk. Soos ek vir julle gesê daar in die klas, as jy vat byvoorbeeld op jou driehoek
En hy het nie merke op nie. Hierdie ene byvoorbeeld hierdie lyntjies op, so ek kan hulle gebruik. En daar is my boansig snit. En ek kon hom daar gemerk het 3. Nou, daar is 3. Daar is 2, 1. 1, 2, 3. Nou moet ek die regteransig snit doen. Wat het ek vir julle laas jaar gewys? Dat is ook maar 10 mm weg. En ek kom net so vandag so vat. 15. Dan kan ek daai eentjie daar trek. Dan kan ek hier lyn oorvat soontoe. En dis weer my matelyne. Maar ek gaan nou nie mates oordra nie. Ek gaan net hierdie punte oordra. Nou weer, wat ek moet oordra. En as ek vat die boorste punte, daai is op 2, buitenste punt, 1, 2. Ander woorde, as ek nou van hierdie kant af gaan kyk, dan kan ek sien, daai ene gaan 'n sou hare lyn gewees het, en hierdie sou 'n verborge lyn gewees het. En dan vat ek hierdie onderste een oor. Oorvlee alweer met mekaar, 100% soos die vorige een. Hulle gaan baie dieselfde lyk as daai ene, hy gaan nou net geswaai word. Onthou net een ding, hierdie, omdat hy op 45 grade geteken is, gaan hy omtrent dieselfde lyk. Dan kan ek vat, eerste snit, en ga reguit deur mos hier van daar af tot daar. En die tweede snit gaan op die basis. En as ek kyk die basis, onthou hierdie basis, is daai lyntjie daar, is daai basis lyntjie daar. Nou weer, nou gaan ek kom, want die res van hom gaan ek mos sien. En daar gaan hy daar wees. En nou kan ons mooi gaan kyk hierso, gaan hy mos hier afkom hier na toe. Onthou hierdie gedeelte is nog oor, hieronder. En daar is my snit, klaar gedoen. En al wat gehaseer gaan word nou, is daai gedeeltekie daar. Dan kan ek so vat, en ook maar redelike groot hasering vat. En daar is my tekening. Glad nie 'n moeilike tekening nie, dis 'n baie basiese tekeningkie wat ek nou gedoen het. So, daar is die eerste een op werkkaart 64. Ek is nou by julle, ek net gaan die tweede een begin. Soos ek vir julle gesê, daar is die memo soos ek hom gesien het. So nou verder kyk na hom. Ek gaan net gou 'n roteerrandse vir julle wys. Hy wys jy nie veel nie, hy wys jy maar net hoe lyk hy as hy gesny is. So daar kan jy sien, daar is jou snyvlak. Die gedeelte wat weggesny is, daar kan jy sien, hy werk in die middel tot op die middel van die kant daar, en daar is hy aan die kant. En nou kan ons kyk na die res van die teken. Eerste plek, daar gee vir jou die vraagie, onthou dis eerste hoeks,
ortografiese projeksie, eerste vraestel is eerste hoeks. Nou as ons nou mooi kyk daarso, hy gee vir jou maar net die verskillende mate, so vra jou gegewe vooraansig, deur sy boonsig, deur sy regteransig. Eerste stap, om die driehoek te teken, wat ek vir julle gewys het, 45 grade, 46 radius, weer die twee radiusse, en dan kan jy hom inteken, en dan kan ek hom, dit is my hulpansig daai, en dan kan ek hom nou uitprojekteer, tweede gedeelte teken, wat basies jou kantansig is van jou prisma. En dan kan ek kyk daarso, hierso is 10 mm weg. In hierdie geval gaan ek eers hierdie lyntjie aftrek, dat ek sien hoe ver weg van hom af kan ek gaan, en dan kan ek hierdie punt, ek sy uittrek, en dan kan ek net my 45 uittrek, baie belangrik. Hier kan ons op nommer 1, 2, 3, 1, 2, 3, daar weer 1, 2, 3, belangrik vir die ouens wat baie keer sukkel om die punte te onthou, en dan kan ons net vandag gekyk aan dieselfde, x1, y1, xy, x2, y2, so kyk ek daarso, byvoorbeeld ek vat nie so baie lyne af dadelik nie, ek vat eers die basis 1, 2, 3 af, en dan meet ek y1, het hom net een keer nodig, 1, en dan 2, 2, en dan trek ek hom van 2 na 3, en daai gaan ek verbind, ek wil sien hoe lyk hy dadelik, en dan die tweede gedeelte, dan bring ek punt 2 af, merk ek hom, 3, 1, teken ek hom in. Baie belangrik is, soos ek sê, as jy te veel lyne afvat, maak jy jouself deur mekaar. Maar dan weet jy nie watter punt verbind met watter punt. Gaan ek aan die volgende punt toe, daai gee vir my daarso, soos ek weer gewys het, as ek hom terugkom, hy sny daar en daar, hy sny daar en daar, die basis, 2 punte, daai punt verbind daar, daai punt verbind, weer, met daai ene. Nou, daai een op die basis afvat, hy sny van daar tot daar, daar sal weer dieselfde, soos hy hier wys, van daar tot daar in die middel. En dan as ons nou kyk na die volgende gedeelte daarso, gaan ons kyk, hierdie punt verbind daar, daai een verbind daar. Maar, daai stukkie daar bly ook oor. Ander woorde, hom moet ek ook intrek. Met my aseerlyne en hierdie boose punt, hierdie punt 1, hy punt 1 daar, bly nog steeds oor. Punt 1, 3, bly oor. Ander woorde, nou gaan ek na die volgende stap toe. As ek hom klaar geaseer het in dit, dan gaan ek na die regteransig toe. Regteransig, hierdie ene plaas van 45 het hulle ook die mates oorgedra. Ek verkies die 45, het werk vinniger, dis nog 'n manier om mates oor te dra, vinnig en akkuraat. As ek nou kyk, so 2 is weer op 2, 1 is op 1 en 3 is op 3, en dan kan ek die ander punt ook, teken eers daai basis klaar, soos ek vir jou gewys het in die tekening wat ek vir jou gedoen het, dan teken ek die volgende basis, en ek kyk in die rigting, as ek so kyk, gaan ek hierdie onderste 1, 2, 3 sien. Bose en hierdie gaan 'n verborge lyntjie wees. Nou met die snit weer, kyk ek as sy die basis van daai punt na daai punt, en dan weer van daai punt op daai punt tussen daai twee lyne. Onthou, hierdie onderste gedeelte, 3 en 1 kan ek nog sien, so 1 en 3. Ander woorde, daai gaan ek nog voltooi, 1, 1, 3 en 2, daai bose gedeelte daar, daai gedeeltekie is weg. So daar is my finale tekening. Daar kan jy sien, daar is hy geaseer, en daar is hoe die tekening op jou einde van die dag lyk. Baie belangrik ouens, hierdie stap vir stap, jy begin, as jy baba is, sit jy eers regop, dan begin jy kruip, dan begin jy aan goed vastklou en dan loop jy. Selfde met hierdie goed stap vir stap. Moenie probeer te haastig, moenie probeer te slim wees nie, nommer die hoeke en dra hulle dan so oor. Het is baie belangrik dat jy dit so reg kry, en dan gaan ons volgende keer die werkkaart 64 weer doen. Jy moet lekker teken, soos ek sê, maak seker jy kan hierdie doen, want hierdie goed is belangrik. Gewoonlik jy vraag 2 by vraestel 1. So, maak seker jy kan dit doen, en dat jy nie sukkel daarmee nie. Jy moet lekker teken, tot ziens julle.